Vandag kyk ons na iets regtig fascinerend. 'n Spesifieke interpretasie van 'n profesie in Openbaring, een wat praat van 'n reuse konflik wat kom, bekend as die Efraat-oorlog. Nou ja, dis belangrik om te verstaan waar hierdie siening vandaan kom. Vir hulle is Openbaring nie sommer net 'n ou storie nie. Dis 'n lewende, goddelike boodskap. En daar's 'n belofte aan verbonde, 'n seën vir die mense wat dit lees en ernstig opneem. Want glo hulle, die tyd is regtig naby. Goed, so hoe moet ons hieroor dink? Om dit te snap, is daar 'n sleutelidee wat ons eers moet verstaan. Dink hieraan. Openbaring self is soos 'n perfekte, presiese argiteksplan, 'n bloudruk. Maar ons pogings om dit te verstaan en te verduidelik, dis meer soos 'n perspektieftekening, 'n menslike skets wat dalk nie altyd heeltemal akkuraat is nie. En hoekom is hierdie idee van 'n bloudruk so belangrik? Wel, want as jy dit glo, dan glo jy ook dat Openbaring nie vaag is nie. Dit sit 'n baie spesifieke volgorde van gebeure uiteen wat in die laaste dae van die mensdom gaan plaasvind. En daardie tydlyn, dit is gebou rondom 3 groot fases van rampspoed. Hulle word die 3 groot weë genoem. So, wat veroorsaak hierdie weë? Dis nie sommer net lukraak nie. Volgens die teks word elkeen van hulle ingelei deur die blaas van 'n trompet, spesifiek die laaste 3 van 7 simboliese trompette. So, kom ons breek dit vinnig af. Die eerste weë, dis wanneer Satan volgens die teks losgelaat word om die kerk op aarde te vervolg. Maar dan die tweede en die derde weë, dis anders. Dis word gesien as God se direkte oordeel oor die wêreld. En dis juist daardie tweede weë, die tweede groot ramp waarop ons vandag gaan fokus. En dit bring ons by die kern van vandag se onderwerp. Wanneer daardie 6de trompet blaas, begin die tweede weë. En wat is dit? Dis 'n massiewe, bonatuurlike oorlog en alles speel af rondom die Efraatrivier. Die oorlog begin met 'n spesifieke, goddelike bevel en dis 'n koue een. Maak die 4 engele los wat by die groot rivier, die Eufrat, gebind is. Hierdie engele was volgens die interpretasie juis daar gehou in wag vir hierdie presiese oomblik. Ja, jy het reg gehoor. 4. Dis nie sommer enige engele nie, dis 4 spesifieke, magtige wesens wat die opdrag kry om hierdie oordeel uit te voer. En nou die weermag wat hulle lei. Die skaal hiervan is amper ondenkbaar. Die teks praat van 200 miljoen ruiters. Dis 'n getal wat jou kop laat tuisel. En die beskrywing van hierdie leer is iets uit 'n nagmerrie. Die ruiters dra borsplate wat lyk soos vuur en swaal. Die perde se koppe is soos die van leeu's, maar hier is die skrikwekkende deel. Uit hulle monde kom 3 pla, vuur, rook en swaal. Dis waar die ware vernietiging vandaan kom. OK, 'n leer van 200 miljoen met pla wat uit perde se monde kom. Wat is die gevolg van dit alles? Die resultaat is katastrofies. Hierdie 3 pla, sê die teks, vee presies 1/3 van die hele mensdom uit. Dink net daaraan. 1 uit elke 3 mense op aarde. Maar, en dis 'n baie belangrike maar in hierdie interpretasie, dit gaan nie net oor vernietiging nie. Hierdie hele verskriklike gebeurtenis het 'n doel. Dit is bedoel om 'n soort finale wekroep te wees vir die 2/3 van die mensdom wat oorleef. En wat gebeur dan? Wel, dit is waar dinge regtig interessant raak. Selfs nadat 1/3 van die wêreld voor hulle oë uitgewis is, weier 'n groot deel van die oorlewendes steeds om hulle weë te verander. Dis asof die ramp 'n reuse filter is. Dit skei die mense wat hulle harte net nog harder maak, van die wat uiteindelik sê, "Goed, ek gee oor," en na God toe draai. En dis nog iets wat uitstaan, die tydsberekening. Volgens hierdie siening is dit alles behalwe toevallig. Daardie bloudruk is ongelooflik spesifiek. Die teks sê die engele was gereed vir 'n presiese, vooraf bepaalde jaar, maand, dag en selfs die presiese uur. So kom ons vat dit alles saam. In hierdie raamwerk is die boek Openbaring 'n letterlike bloudruk. Daardie bloudruk het 'n tydlyn met 3 groot weë of rampe. Die tweede een is hierdie Efraat-oorlog, 'n goddelike oordeel wat 1/3 van die mensdom uitwis. Die doel? Om die wêreld te oordeel, ja, maar ook om die oorlewendes tot 'n finale keuse te dwing. En dit alles gebeur op 'n skedule wat tot op die uur presies vasgestel is. En dit los ons met die groot vraag. As jy na dit alles kyk, wat dink jy? Is hierdie 'n antieke, simboliese storie wat bedoel is om ons 'n les te leer, of
is dit presies wat hierdie interpretasie sê dit is, 'n letterlike tydlyn van gebeure wat eendag in ons toekoms gaan afspeel.